Jeria van die oorlogsondag terugkom, dat hy wil sy sonde so vervul, dat Jeria sy vrou slaap en maak as wat Jeria sy kind is. Maar wat hierdie plan van hom nie werk nie, omdat Jeria vrou is aan die reëlings van daardie tyd, dat hy op die oorlogsonde is, dat hy nie sy vrou kan slaap nie, dan besluit Dawid om hom te vermoor. Hy gee opdrag dat hy heel voor die linie van die geveg gesit word, want dit is die wat doodgemaak word. En op so 'n manier vermoor hy Jeria. En wanneer die profeet Nathan na Dawid toe kom en hom sê, koning, dis jy. Dan besef Dawid wat hy gedoen het. En dan doen Dawid die regte ding. Hy gaan na die Here toe. Hy vermoedig hom, en hy sê, Here, ek is jammer, vergewe my. En dan vergewe die Here vir Dawid. Maar Dawid is sonde het met gevolge. Hy het nie vrede in sy gesin gehad. Maar hy was nederig voor die Here. En daarom lees ons, Dawid, 'n man af God se hart. Elke keer wat hy 'n fout gemaak het, het hy sy sonde gaan bely en vergifnis ontvang. En ons lees ook van Rahab. Rahab het haar lewe op die spel geplaas om Israel se spioene weg te steek as gevolg van haar geloof in God se almag. Ons lees ook van Daniël en van sy vriende. Daniël se vriende Sarah besig en hulle neef. Hulle weier om die koning die Nebukadneser se goue beeld te aanbid en te buig voor daardie beeld, omdat hulle verkies het om aan God getrou te bly. Al beteken dit ook dat hulle in 'n vuur ingegooi sou word en met hulle lewens sou goed. Hoekom doen hulle dit? Want hulle het geglo in die almag van God. En op so 'n manier het God sigbaar geword, ook vir mense. Daniël het 'n paar jaloerse kollegas gehad, want hulle het geweet hy bid 3 keer per dag afkomend op sy God. En hulle wou hom uit sy posisie uitneem, want hulle was jaloers op hom, en dan gaan hulle na koning Darius toe, en hulle sê, maar hy moet 'n wet uitvaardig, wat beveel dat daar aan niemand anders gebid word as aan die koning nie. 30 dae word mense verbied om enige iets anders te aanbid of enige iemand anders. Daniël, wat 'n hoë amptenaar in daardie bestel was, het geweier om op te hou bid tot sy God. Ten spyte van hierdie nuwe wet wat uitgevaardig is, het hy die vensters oopgemaak en hy het steeds openlik tot sy God gebid. So dit was nie vir hulle moeilik om Dawid vir Daniël te betrap, waar hy bid tot sy God nie. Want hy het openlik gedoen met oop vensters. En toes die koning se plig om volgens die wet wat hy uitgevaardig het, Daniël in die leeukuil te laat gooi. Maar God stuur 'n engel en hy sluit daardie leeu se bekke, omdat Daniël onskuldig was. Maar op so 'n manier het Daniël gewys, hy glo in God die Almagtige. Ons lees ook van Maria Magdalena, wat Jesus se voete salf en sy voete met haar hare afdroog. En dis ook aan haar wat Jesus verskyn het by die opstanding, die oggend by die graf. Sy het onvoorwaardelik in Jesus geglo en hom gevolg, selfs toe die disippels weggehardloop het sy by Jesus gebly tot by die kruis en ook daarna. Dan lees ons van die ongelowige Thomas, wat gesê het, as hy nie sy hande in die merke kan insteek en dit sien nie, sal hy nie glo nie. En dan verskyn Jesus aan hom, en dan glo Thomas, dan sê hy, my Here en my God. Dan lees ons ook van Petrus. Petrus, wat Jesus verloor,